Naand mense, Japie weer hier. Ek is soos 'n uil vanaand, naguil. En doen sommer gou hier video oor die merk. Ja, dis seker een van die goed van Openbaring wat die meeste oor gepraat word en die meeste nonsens van opgedis word onder die Christen gemeenskap. En ek dink hierdie is 'n baie belangrike saak om vir julle te wys hoe dit eintlik vervul het. Want as mens die waarheid het, dan kry jy vryheid. Dan voel jy vry en dan dis soos 'n las wat van jou afkom. 'n Las van al hierdie leuns wat jy al vir jare en jare gehoor het oor die merk van die dier en wat dit is. Die microchips en die inspuitings en die barcodes en die wie weet wat ook al. En hier gaan ons dus sien hoe het dit vervul hierdie Openbaring se merk eintlik vervul. En hierdie is wat Johannes van gepraat het, mense. Wat ek vanaand vir julle gaan gee is wat Johannes gesê het en waaroor die merk gaan. Dit gaan nie oor hierdie goed wat hierdie kerke en mense vir julle opgedis het al hierdie jare in die tyd waarin ons leef nie. Hierdie is geskryf nie vir ons nie. Is geskryf vir daardie disipel generasie. Net soos wat Joshua dwars deur die Gospels in die Nuwe Testament die heeltyd vir sy disippels gesê het, al hierdie goed gaan vervul in julle generasie. Dat selfs van sy disippels gaan nog lewe as hy terugkom op die wolke. Die hoëpriester, Kajafas, gaan nog lewe as hy terugkom op die wolke. Dat die soldate wat hom gekruisig het, gaan hom sien terugkom op die wolke. Die historikuste het hom gesien terugkom op die wolke. So het al daai mense gelieg, het Joshua gelieg, het die historikuste gelieg, of het hy teruggekom soos hy gesê het. En dan gaan kyk jy na die disippels se boodskappe en leringe. En hulle sê ook, dis die laaste uur en hy gaan nou enige tyd terugkom. Hy gaan soos 'n dief in die nag terugkom. En ja, en in elk geval, kom ons kyk gou na die merk. Vers 16, so hier is eintlik maar net so 3 verse of so, maar julle sal sien, hier is eintlik nogal baie inligting hieroor. So ek gaan die geestelike behandel, dan die fisiese behandel, en dan ook moontlike vervulling hiervan fisies. Laastens, met die laaste vers gaan ek ook behandel. Nog 'n tipe vervulling daarvan, wat niemand al ooit van gehoor het nie, dink ek. Ek het op ongeluk daarop afgekom met een of persoon se webtuiste, hierdie ekstra inligting, wat ek aan die einde gaan gee vir julle. Kyk, ons kyk oor die geestelike vervulling. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Hierdie merk het beide 'n geestelike en 'n fisiese vervulling. Kom ons kyk eers na die geestelike vervulling. Kom ons kyk eers na die geestelike vervulling. 'n Soortgelyke geestelike merk word in Esegiel 9 vers 3 tot 6 genoem. In hierdie hoofstuk word 'n engel opdrag gegee om die voorkoppe van al daardie Judeërs te merk wat steeds aan Jahoua toegewy is, gemerk met 'n teken van lojaliteit aan Jahoua. Die lewens van hierdie Israeliete was toegered met die Babiloniese inval. Die merk van die dier is ook 'n geestelike merk, soos die merk van Esegiel 9 vers 3 tot 6. Slawe in die antieke wêreld is dikwels op hul voorkoppe gemerk om aan te dui wie hulle besit. In die boek Openbaring is daar 2 merke. Een wat aan die heiliges gegee word en 'n ander wat aan diegene gegee word wat die dier aanbid. 'n Mens kon koop of verkoop tensy 'n mens kon nie koop of verkoop tensy hy die merk gehad het wat die naam van die dier is. Onthou, die dier is Rome, beliggaam deur sy keiser. Met ander woorde, die dier is beide 'n stad en sy koning. Die heiliges word ook gemerk met beide die naam van hulle koning en sy stad op hulle voorkoppe. Ek sal op hulle, die oorwinnende heiliges van die kerk van Philadelphia, die naam van Jahoua en die naam van die stad van Jahoua, die nuwe Jerusalem skrywe, staan in Openbaring 3 vers 12. Toe het ek gesien, en daar staan die lam op die berg Sion, en saam met hom 144.000, wat sy naam en die naam van sy vader op hulle voorkoppe geskrywe het. Openbaring 14 vers 1. Die stad van die dier
is Babylon en ons sien Jerusalem, die hoer van Babylon, gemerk met hierdie stad op haar voorkop in Openbaring 17 vers 5, wat dit sê, die naam wat op haar voorkop geskryf was 'n verborgenheid, Babylon die Grote. So daar word baie kere verwys met soos 'n geestelike merk wat mense ontvang. 'n Goeie merk of 'n slegte merk. Exodus 13 vers 9, And it shall be for a sign unto you upon your hand and for a memorial between your eyes, that Yahuwah's law may be in your mouth. For with a strong hand have Yahuwah brought you out of Egypt. Hier sien ons duidelik dat die merk, Yahuwah se merk, die geestelike merk van Yahuwah, is sy gebooie. Is diegene wat sy gebooie onderhou, ontvang hierdie merk. Exodus 31 vers 13. Speak you also unto the children of Israel, saying, Verily I say, my Sabbath ye shall keep, for it is a sign, a mark. As jy hierdie woord sign gaan opkyk in die Grieks, dan sien julle dit beteken merk. It shall be a sign, a mark between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahuwah that doth sanctify you. Hier sien ons dat die Sabbat is 'n merk wat wys dat ons behoort aan Yahuwah. So dis dus mense baie belangrik dat julle moet rus op die Sabbat, nie julle sport kyk op die Sabbat nie. Spandeer tyd in Yahuwah se woord en met jou gesin en rus. Dis die doel van die Sabbat. Want dan kry jy 'n merk wat ook 'n beskerming bring vir jou. Die woord sign hier beteken merk, so ons sien dat Yahuwah se merk is sy Sabbat. As jy nie die Sabbat onderhou nie, dan het jy nie Yahuwah se merk nie. So dan het jy nie sy beskerming nie. Sanctify beteken apartheid. Apartheid is goed, nie sleg nie. So 'n merk in die woord het te doen met Yahuwah se gebooie. Nou die dier, draak, se merk sal die teenoorgestelde wees. Dit sal te doen hê met wetteloosheid. Vers 17, And that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Een van die woordeboek definities van die Griekse woord vir merk is muntstuk met 'n afbeelding. So dit is letterlik wat daardie woord in die Grieks kan beteken, 'n muntstuk met afbeelding. Romeinse muntstukke is merk genoem. Letterlik merk genoem. En dat Nero in die middel 60s die gebruik van die Romeinse geld eerder as Tyriese geld begin afdwing het, en dat Vespasianus en Titus daardie beleid voortgesit het. Ja, Rome het op 'n tyd, net voor 70 na Christus, begin om hulle geldstelsel in te bring deur die hele Romeinse Ryk, selfs in Judea en Israel. En daarop was hulle afgod se image op hierdie geldstukke, se uitbeelding, en die letters daarop, se getal is in gematria is 666. So, maar voor dit het die Judeërs kon hulle eie geld gebruik het, Israel kon hulle eie geld gebruik het, en natuurlik het hulle geen gesigte van mense op hulle geld gehad nie, of van afgode nie. Hulle het dit glad nie gehad op hulle geld nie, want dit was teen hulle geloof. Romeinse muntstukke, die merk van die dier, het die naam en beeld van keiser die dier daarop gedruk gehad, ter vervulling van vers 17. Niemand kon koop of verkoop tensy hy die merk gehad het nie, want die naam van die dier is, ons sien hier so verwys het direk na die geld wat Rome ingebring het, en natuurlik sonder hierdie geld kon jy nie verkoop of verkoop nie. As dit nou die Israelse geldstelsel vervang het, dan is dit nou maar 'n feit dat hulle nie kon verkoop of koop sonder die geld wat nou ingebring is nie. Die wet van Moses het gesneede beelde verbied, Exodus 20 vers 4 tot 6. Daarom was muntstukke gemerk met die vergoddelike beeld van 'n keiser verbied. Dus is Romeinse geld wat gemerk was met die afgodsbeeld van die keiser as sondig beskou, om aan te raak in die eerste eeuse Israel. Het staan in hierdie boek of hierdie plek, die Ishban Beckwith, The Apocalypse of John.
1919, bladsy 644. Voor die Joodse opstand in 66 na Christus het die konings van die Joodse gebiede van Palestina en die Romeinse prokurators, wat Judea regeer het, die Joodse wet nagekom en muntstukke sonder gesnede beelde daarop geslaan. So jy sien, hulle het oorspronklik eers hulle geld gehad, sonder enige afbeeldings van mense of afgode. Op hierdie webtuiste kan julle daarvan gaan lees, en dan staan hier, die muntstukke hieronder is 'n paar muntstukke wat in Judea geslaan is voor die val van Jerusalem, waar die leser 'n algemene idee gee van die voorkoms van hierdie muntstukke en die feit dat hulle geen gesnede beelde van die keiser die dier gehad het nie. Hier sien ons 'n geldstuk van 1516 CE. Sien julle daar sê images van mense daarop nie, afbeeldings van enige mense nie. Common Bronze Bruta of Herod Agrippa 1. En dan alhoewel eerste eeuse Israeliete geld sonder gesnede beelde van die keiser geslaan en geresirkuleer het spore van Romeinse geld natuurlik steeds al weg na eerste eeuse Judea gevind, waarskynlik van omliggende provinsies. In Markus 12 vers 13 tot 17 het die Fariseërs en Herodiane probeer om Jehoshua te vang deur te vra of dit reg is om belasting aan die keiser te betaal, waar tydens hulle 'n muntstuk met die afbeelding van die keiser daarop tevoorskyn gebring het. So en sien daarso het hulle al reeds geld begin wys met die keiser se gesig op, dit was maar in sirkulasie al reeds, voordat hulle dit wet gemaak het dat net daardie geld gebruik mag word. Hier is 'n voorbeeld van die geld met die gesig van die keiser op. Coin of Herod Agrippa 1, with the image of himself and his son, Agrippa 2. Na die val van Jerusalem in 70 na Christus, het alles verander. Caesar Vespasianus, sowel as sy 2 seuns en opvolgers, Caesar Titus en Domitianus, het muntstukke met hul gesnede beelde geslaan, soortgelyk aan al die geld wat voor 70 na Christus deur die res van die Romeinse Ryk buite Israel in omloop was. Ja, hierso het hulle dit afgedwing op die hele Israel, om dit te gebruik, en dat hulle niks ander geld meer mag gebruik nie. Hulle het dit heeltemal uitgefaseer, hierdie ou geld van Israel. Net soos hulle maar vandag doen, hulle sê skielik vir jou, ja, die 10 rand noot, hy is nou ou noot, jy moet nou die nuwe een kry, so jy moet jou ou note gaan inruil vir 'n nuwe noot. Dieselfde idee. Hierdie geld van Caesar Vespasianus, Titus en Domitianus uitbeeld, het die amptelike geldeenheid dwars oor die Romeinse Ryk en Judea geword, en alle Israel streke was nie meer vrygestel nie. Na die val van Jerusalem in 70 na Christus is alle Judeërs wat in Judea, Jerusalem en die res van Israel oorgebly het, en diegene wat dwars deur Rome weggevoer is, gedwing om Romeinse geld te gebruik, wat met die naam en beeld van die dier gemerk was. 'n muntstuk wat in 72 na Christus uitgereik is gemerk met die volgende image rondom Vespasianus se kop. As 'n mens hierdie inskripsie in Hebreëse karakters sou translitereer, sou dit soos volg lees: die somtotaal van die numeriese waardes van hierdie Hebreëse karakters tel op tot 666 in vervulling van Openbaring 13 vers 17 tot 18. Nou, dis die geskrewe deel op die muntstuk rondom die kop, en die kop wat daarop is mos 'n afgod. Al is dit die van die keizer, is dit nog steeds 'n afgod wat die mense het om ook aanbid. En die getal van die gematria getalle is 666 vir hierdie letters. So dit is direkte vervulling, mense. Hierdie goed het klaar vervul, soos ek gesê het. Jy sien, dit is die inspuitings en barcodes en al die nonsens wat ons van kleins af al van gehoor het nie. Toe ek klein was, het hulle daai storie gehad van die barcodes. Was 'n 666 op 'n barcode. Gits. En toe later, meer
dit hulle nuwe dinge uitvind het, toe begin hulle praat van 'n microchip wat so groot is soos 'n ryskorreltjie wat hulle onder jou vel gaan implant. En toe later was daar inspuiting, so as jy dit kry, dan is jy gemerk. En ja, so het elke paar dekades is daar 'n nuwe merk. Maar die merk wat die Bybel van praat, het niks te doen met ons tyd nie. Dit is vervul in Romeinse Ryk 70 na Christus. Dis die merk van die dier wat van gepraat word en waarna Johannes verwys. Hy verwys nie na inspuitings en barcodes en al daai nonsens nie. Vers 18. Here is wisdom, let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, his number is 666. Hierbo het ek nou mos net vir julle gewys, die numeriese waarde van hierdie geld, van hierdie letters wat jy nou hier sien, op hierdie geldstuk hierso wat ek vir julle wys, om hierdie kop, dit kom af op 666. Dit is letterlik die geld wat versprei was rondom 70 na Christus, mense. Dit is die merk van die dier waarna Johannes verwys. Dit kan niks anders wees nie, dis dit. The legend above the coins read, dan sê dit in Grieks, the Latin alphabet originally did not have unique characters for the vowel U or the consonant V, and thus rendered U and V as a V. Ja, maar dit is maar net so van die ou boeke ook, as jy die ou boeke lees, dan in plaas van 'n U skryf hulle partykeer 'n V, maar dan lees jy dit as 'n U. Vers 17 maak dit duidelik dat dit onwettig was om te koop of te verkoop sonder daardie merk. Soos ek in die begin vir julle gesê het, hierdie woord merk letterlik beteken geld met 'n image van 'n persoon op, in Grieks. Dit impliseer dus dat die winkeliers diegene kon herken wat die merk gehad het en diegene wat nie het nie. Om daardie 3 redes glo ek dat dit 'n baie sigbare merk was wat almal gedurende hierdie besittungstydperk kon sien. Okay, voordat julle nou heeltemal confused is hierso. Hier gaan ek nou ons het nou die geestelike van gepraat, toe wys ek julle die fisiese merk van hierdie geld wat ingebring is. En nou gaan ek vir julle wys nog 'n manier hoe hierdie woorde van Openbaring dalk vervul het in daardie tyd. En dis waaroor hierdie stuk nou gaan wat ek nou met julle gaan deurgaan. So kom ons lees net hierdie weer. Vers 17 maak dit duidelik dat dit onwettig was om te koop of te verkoop sonder daardie merk. Hulle praat van mense wat gesê is dat hulle 'n merk moes dra, of 'n brandmerk, of die geld op hulle liggaam moes dra, soos wat hulle op hulle regterhand en op hulle voorkop daardie boksie gesit het. So moes hulle nou hierdie geldstuk op hulle hand of voorkop dra, die Israeliete, Juda, die Judeërs, om te kan koop en verkoop. Hulle moes dit blykbaar gedra het, dat dit 'n moontlikheid was, altans. Dis wat hier staan. Kom ons gaan verder deur, want dan gaan julle sien hoekom hulle dit ingebring het so. Een van die woordeboekdefinisies van die Griekse woord vir merk is 'n muntstuk met 'n afbeelding. Romeinse muntstukke is merk genoem. En dat Nero is in die middel 60s die gebruik van Romeinse geld eerder as Tyriese geld begin afdwing het. Ek het dit mos vir julle voor gelees. En dat Vespasianus en Titus daardie beleid voortgesit het. Indien hierdie teorie waar is, kan jy vers 16 so lees. En hy veroorsaak dat almal, klein en groot, ryk en arm, vry en slaaf, Romeinse beeldmuntstukke op hulle regterhand of op hulle voorkoppe plaas. Ja, soos ek sê, mense, hier is 'n letterlike vertaling van wat hierdie geld met die image op beteken in Grieks. Dit beteken merk. So dan as jy dit so vervang, die woord merk met dit, dan gaan dit lees. Dit is 'n geld, fisiese geld van Rome wat hierdie mense moes dra op hulle hand en voorkop of voorkop. Een interpretasie kan dus wees dat omdat die zealots wat die oorlog begin het, geweier het om enige Romeinse geld aan te raak,
of te hanteer as gevolg van die afgodsbeelde daarop. Alle Jode gedwing is om 'n Romeinse muntstuk of op hulle kop vas te maak, waar hulle phylacteria was. Dis wat hulle het in Afrikaans sou sê, daai goed op hulle phylacteries, op hulle voorkoppe of hand, was of om een as 'n armband aan hulle regterpols vas te maak. Hulle praat nou van hierdie Romeinse geld in plaas van daai phylacteria, moes hulle nou hierdie geldstuk daar vasmaak. Een interpretasie kan dus wees dat omdat die Zealots wat die oorlog begin het, geweier het om enige Romeinse geld aan te raak of te hanteer as gevolg van die afgodsbeelde daarop, alle Judeërs gedwing is om 'n Romeinse muntstuk of aan hul kop vas te maak wat hulle phylacteriums was, of om een as 'n armband aan hulle regterpols vas te maak, sonder 'n muntstuk met sy godslasterlike beeld op hulle lyf, kon hulle nie koop of verkoop nie. Titus het in werklikheid probeer om enige oorblywende zealots deur hierdie beleid op te spoor. Zealots kon onmiddellik op hierdie manier opgespoor word, omdat hulle sou weier om Romeinse geld te gebruik. Punt. Ja, die zealots is 'n manier hierdie gewees om uit te figure wie is zealots en hulle dan dood te maak. Want as jy nie dit sou doen wat hulle die nuwe beleid van die geld, dan word jy doodgemaak. En dan die zealots sou natuurlik volgens hulle geloof nie dit doen nie. Hierdie muntstuk met die afgod op hulle hand sit of op hulle voorkoppe. So hulle so duidelik soos 'n seer oog uitgestaan het daarso. In die lig van Vespasianus en Titus se beleide maak hierdie teorie eintlik sin. Teorie 2 is dat hierdie woord of 'n tatoeëermerk of 'n brandmerk op die voorkop of hand beteken. Daardie betekenis is net so algemeen soos die muntstuk betekenis, indien nie meer so nie. En as dit 'n tatoeëermerk of 'n brandmerk was wat bedoel word, sou dit nie die eerste keer wees dat dit met Israeliete gebeur het nie. Byvoorbeeld, toe Ptolemeus Philopator die Israel verower het hy die oorlewendes gedwing om met die teken van sy godsdiens gebrandmerk te word. Sy edik het die volgende gesê: diegene wat geregistreer is, moet ook met die klimopblaar simbool, ek weet nie wat se blaar is dit nie, van Dionysus op hul liggame met vuur gebrandmerk word. So hulle moes 'n simbool van hulle afgod of een van die goed wat hulle aanbid het gemerk word. Dis 3 Makabees 2 vers 29. En dat hier sê hulle dat hierdie merk van Rome dalk ook dieselfde naaste by sou gewees het, dat die mense weer eens, Israel weer eens gebrandmerk sou word. En hierso in hierdie boek, julle kan nou dit gaan verwys, Blaarklei Comments, Ambrose says of slaves that they were inscribed with the seal of their master. Het staan in daardie plek, De Obed Valentine, page 58, en so aan. Die rede waarom ek dink dit waarskynlik brandmerk was, is egter dat die brandmerk van voorkoppe en of hande op presies hierdie manier 'n algemene praktyk in daardie dae was. Wegloperslawe is byvoorbeeld gebrandmerk met die letter FUG, wat staan vir fugitivus of wegloper. Maar hulle slawe is stigmatias genoem, 'n verwante woord aan hierdie woord vermerk, omdat daardie slawe gebrandmerk was. Dit sê maar net dat die Romeine dat hulle in daardie tyd, lyk my, slawe natuurlik gebrandmerk het, soos hulle vandag diere brandmerk. En dat dit nog 'n bewys kan wees dat, onthou hierdie Israel, hulle was meestal maar hulle almal as slawe weggevoer, so hulle was moontlik almal dan gemerk ook. Soms is slawe net routine gewys gebrandmerk met die naam van hul meester. Net routine gewys eintlik, seker.
As dit die rede is waarom Titus die Jode gebrandmerk het, was dit 'n verklaring dat hulle sy eiendom was. Die muntstukke wat hy vir etlike jare na 70 na Christus uitgereik het, het beslis 'n vrou onder 'n palmboom gehad met die woorde Judea Capta, Judea gevange. Dit was Rome se beleid vir elke land wat hulle verower het. Daardie burgers het nou aan Rome behoort, hulle was Rome se eiendom. Maar daar kon ander redes gewees het om die Jode te laat brandmerk. Die historici Plutarchus en Herodotus teken albei die praktyk aan om verslaane soldate te brandmerk. En natuurlik was baie van hierdie Joodse oorlewendes verslaane soldate. Dit sou 'n verwagte beleid gewees het. Ja, mense, is maar net nog 'n siening oor hierdie merk, dat in daardie tyd was dit 'n algemene ding om slawe te brandmerk, maar ook om die weermag te brandmerk van die verloorkant. Soos Rome sal moontlik dan die Judeërs wat daar in hierdie oorlog was wat oorleef het, gebrandmerk het as gevolg van dit, dat dit 'n gebruik was van die tyd. Of dit kan wees as die eerste voorbeeld wat ek gegee het van 'n muntstuk wat hulle moes gedra het, fisies op hulle hand of voorkop om te wys wie hulle is, dat hulle is Israeliete, en dan so uit te pleis of daar nog zealots is wat hulle kan gevange neem en doodmaak. So nog twee redes hoe dit dalk fisies kon vervul het, die hand en die voorkop idee. Maar dis dit vir die merk, en ja, dit was nogal interessant vir my, veral hierdie laaste deel. En dis nou 26 minute, ek wil net gou wys, dis by hierdie Biblical Blueprints webtuiste, biblicalblueprints.com. Hier is The Mark of the Beast, hier het hulle dit bespreek, meer breedvoerig soos julle kan sê, ek het net stukkies van dit gebruik, daar is baie meer inligting daar, imagine ek moes dit nou alles deurlees met julle, ja, sal die hele hand gevat het, maar julle kan die hele stuk daar gaan deurgaan as julle wil, oor hierdie idees van die merk, wat dit alles kon beteken het, en die vervulling daarvan, is baie interessant gewees. So ek het dit maar net vir julle opgesom, wat hierdie ouens gevind het, of bevind het. En dit wys net een ding vir ons, né? Dat dit het al reeds vervul, 70 na Christus. Rome het 'n merk aangebring, en natuurlik het jy ook die idee van die libellus, wat ook 'n dokument is, soos 'n paspoort, wat die mense sou kon dra, om te wys dat hulle bereid was om Rome se afgode te aanbid, en daarmee kon hulle koop en verkoop. Nou dit is ook iets wat gebeur het rondom daardie tyd. Hulle sê 'n bietjie later, 100 na Christus of so, maar my punt is, dis nog 'n moontlikheid, dat dit dalk vroeër al ingebring is, die libellus. Nou, soos ek sê, dis die soldate, die mense stop, dan moes hulle vir hulle die libellus wys, die ID, hulle ID-dokument, wat wys dat hulle afgode vereer, dan kan hulle maar gaan, en hulle moes dit ook dan wys as hulle koop en verkoop. It's amazing, né, op baie maniere hoe hierdie dinge kon vervul het, en natuurlik Lucifer in hierdie tyd waarin ons leef, gaan natuurlik weet, hierdie dinge het gewerk die eerste keer, 70 na Christus, toe hy dit ingebring het, dit het baie goed gewerk, en hy gaan natuurlik iets soortgelyks in ons tyd ook uitbring. Dit beteken nie, Openbaring vervul nou eers nie, dit beteken net, Lucifer sien wat het gewerk, en hy gaan dit nou weer doen. Prediker 1 vers 9 sê vir ons, wat was sal weer wees, en daar is niks niets onder die son nie. Lucifer weet wat werk, hy gaan dit wat gewerk het weer gebruik. Dis hoekom julle sal sien, hulle gaan weer iets soortgelyks uitbring, letterlik soos iets wat hulle vir jou dalk inplant, en dan, maar ek het dan al met profesie gehoor, dat dit wat hulle gaan inplant, gaan jou brein chemistry verander, en jou brein aantas, sodat jy nie meer 'n konneksie kan maak met Jehovah nie. So as jy dit vat, gewillig,
dan gaan jy daai koneksie met Yahuwah afsny. Daai koneksie tussen mens en skepper gaan dit afsny. Ek het 'n video eintlik al daaroor gekyk, op 10 jaar terug dink ek, lang voor hierdie goed nou eers inkom. Toe het hulle daar, soos met TED Talk, toe daar 'n ou staan daarvoor, 'n wetenskaplike of wat, met ander wetenskaplikes gepraat, en vir hulle verduidelik hoe werk hierdie goed. Dat hulle dit nou al moontlik was, daai tyd al, dat hulle vir mense iets kan inplant, of insit, wat hulle breine verander het, en sekere dele van hulle breine afgeskakel het, sodat hulle nie meer 'n koneksie gehad het met 'n skepper nie. Hulle het daarvan gepraat van byvoorbeeld die radikale Islam, dat hulle dit kon stop deur daardie goed in te sit in die mense, dan is hulle skielik nie meer radikaal nie. Maar natuurlik gaan hulle dit, Lucifer gaan dit gebruik vandag in ons tyd, maar soos ek sê, jy moet gewillig wees. As jy ongewillig is, dan werk dit nie, blijkbaar. As jy dit teen jou sin of teen jou wil ingeplant word, dan werk dit nie. Jy moet instem vir dit om te werk. So, soos ek sê, dit beteken nie openbaring vervul nou eers nie. Dit beteken net Lucifer het nou nie meer tyd gehad en om sy elektroniese goed in te bring, en hy gaan iets soortgelyks soos hierdie merke van daardie tyd weer inbring, waar sonder jy nie gaan kan koop en verkoop nie. Ek sê nie, mens moet allerhande goed vat in die tyd waarin ons leef nie. Bly weg van al die goed wat die goevermente vir julle opdis of aanbied, en dan moet dit nie vat nie. Dit is nog steeds sleg vir jou, en ek wil nie, julle moet koneksies verloor met julle skepper, omdat julle allerhande inplantings gekry het nie, of inspuitings. So, bly weg van hierdie goed nog steeds. En ja, dis wat ek oor gepraat het hierso in oor die merk van die dier. Maar ek hoop julle kan sien dat hierdie dinge, daar's baie bewyse dat hierdie goed het al vervul, rondom 70 na Christus, wat vir jou sê dat die 1000-jarige vrederyk het al gebeur. Want as Yahushua se wederkoms gebeur het rondom 70 na Christus, soos wat die Bybel en die historiese boeke sê, dan moes die 1000-jarige vrederyk net daarna gebeur het. En dan moet ons nou wees in die kort seisoen van misleiding, wat die kerke nie van praat eers nie. Dis waar ons is, mense, en ons is nou aan die einde van hierdie 1000-jarige, hierdie kort seisoen van misleiding. So, die tyd is min. En ons is nou aan die einde van die bestaan van hierdie wêreld. Die tweede Exodus moet nou volbring word, en want dit gaan hand aan hand met die derde wêreldoorlog. En dan met die tweede Exodus daarna, dan is die slag van Gog van Magog, en dan omsing hulle die kamp van die gelowiges daar by Suid-Afrika, en dan kom hy draak uit die see uit op, en hy verbrand hulle almal met vuur, of Yahushua self, vuur uit sy mond, een van die twee. En ek het 'n video oor die draak, as julle wil gaan kyk. Dis wat moet gebeur, en dan is daar 'n nuwe hemel en aarde, dan is die wit troon oordeel, en dan is alles verby, en dan kom die nuwe Jerusalem, en word hy geplaas in Afrika. Dis wat moet gebeur, dis waar ons is op die tydlyn, mense, ons is heel aan die einde. Daar is nie 'n groot verdrukking nie. Dinge gaan uiters sleg gaan in die tyd waarin ons leef, maar dit is nie die groot verdrukking van die Bybel nie. So mense gaan verdruk word, maar dis nie 'n vervulling van wat die Bybel sê nie. Die Bybelse verdrukking is al vervul rondom 70 na Christus. So, geniet julle dag, groete, bye.